Goeiedag, my naam is Janine Stoffberg. Ek is aktuarius hier by Hoëveld Synode en vandag gaan ons 'n bietjie gesels spesifiek oor die rol van kerkraadslede by kerkraadsvergaderings, maar ook dan gaan ons 'n bietjie gesels oor wat van kerkraadslede verwag gaan word by die opkomende synodesitting. 'n Kerkraadsvergadering is nie net 'n gewone vergadering nie. Natuurlik is dit 'n wettig gekonstitueerde byeenkoms van kerkraadslede, maar dit is meer as dit. Dit is ook 'n plek waar ons saam kan dink oor hoe Christus die kerk regeer. Dis snaaks want ons lees nooit baie eksplisiet in die Nuwe Testament dat kerkraadslede moet bymekaar kom en dat dit ouderlinge en diakens moet wees wat besluite neem nie. Maar ons lees wel dat mense bymekaar gekom het en dat hulle gepraat het oor die kerk en toe besluite geneem het. Ons lees daarvan in Handelinge 11, 13, 15 en 21. En wanneer hulle dan bymekaar gekom het en besluite geneem het, dan lees ons dat dit gegaan oor roeping en oor die tug en natuurlik oor waarheen die kerk op pad is. En dis presies waarmee kerkraadslede ook vandag bemoeid moet wees en wat op die agendas van kerkraadsvergaderings behoort te staan. Ek wil hier 'n bietjie breër praat as bloot net agendas en notules. Natuurlik kom ons na 'n kerkraadsvergadering toe en ons beskou die agendas en die notule as gelese. Ons beskou dit so dat jy ten minste voorberei het. En dit is natuurlik belangrik want dit wys respek nie net vir die ander kerkraadslede nie en die vergadering nie, maar dit is ook respek teenoor God. Jy is immers geroep om as ouderling of diaken te dien. Natuurlik moet ons ook 'n bietjie praat oor die kerkorde. Toe jy bevestig is, het jy deel daarvan was om die kerkorde te onderteken. So basiese vertroudheid met die kerkorde sal baie goed wees. Die kerkorde is nie 'n dokument wat ons net oopmaak in 'n krisis nie. Die kerkorde kan ons help met verskillende prosesse, soos hoe om te beroep, wanneer en hoe ons dinge hanteer, wanneer finansies begin druk. Dit help ons met tug, en verskillende prosesse, soos wanneer jy dalk met 'n ander gemeente in die dorp wil saamsmelt. Dit is 'n ongelooflike dokument om te bestudeer en dit sal goed wees vir julle as kerkraad om so nou en dan saam deur te werk. Wel, as ons kyk na die kerkorde, dan help die kerkorde ons ook om seker te maak dat ons 'n wettige vergadering het. Dit is baie belangrik omdat kerkraadsvergaderings en die besluite wat daar geneem word, regsimplikasies partykeer kan hê. So wanneer ons kyk na 'n wettige vergadering, dan is dit belangrik dat daar altyd 'n leraar teenwoordig is. En wanneer die gemeente nie 'n leraar het nie, wanneer die pos vakant is, of wanneer die leraar nie weg is nie, moet daar 'n konsulent teenwoordig wees, of iemand wat die ring dan aanwys, 'n leraar. En dit kan 'n dienende leraar wees, of 'n leraar wat geëmeriteer het. En hierdie leraar gee dan natuurlik vir die ring ook verslag. En dan moet daar 'n quorum wees. Hierdie vraag kry ons nogal baie. Wat is 'n quorum? Die quorum is eenvoudig die helfte plus 1. Elke vergadering moet natuurlik baie duidelik gelei word, so daar is 'n voorsitter en 'n scriba. En die scriba is verantwoordelik vir die notule, om die notule te neem. Nie net die besluite nie, maar ook hoe daar by die besluite uitgekom word. Hierdie is baie belangrik dat dit deeglik goedgekeur word en deeglik bestudeer word. En dan natuurlik moet ons ietsie sê oor vertroulikheid. Kerkraadsvergaderings is vertroulike vergaderings, is geslote vergaderings, tensy die kerkraad anders besluit. En dit is natuurlik belangrik dat jy die inhoud van daardie vergaderings respekteer. 'n Kerkraad is nie 'n direksie nie. 'n Kerkraad is 'n geestelike vergadering wat bestaan uit ouderlinge en uit diakens uit. En ouderlinge is daar om te help onderskei, om rigting te gee, om na te dink oor die leer in die gemeente, maar ook om leiding te gee. En natuurlik diakens is daar vir dienswerk en vir barmhartigheid. En saam behels dit 'n baie spesifieke tipe vaardigheid, anders as net besigheidsbesluite. En daarom is dit belangrik dat 'n kerkraadsvergadering 'n ruimte is waar onderskei word met baie luister en baie gebed. Die kerkorde herinner ons ook dat hierdie leiding
en die spiritualiteit nie regtig van mekaar geskei kan word nie. Selfs al dink ons net aan verskillende bedieninge en die forme wat dit aanneem, word dinge nie net in yster gegiet nie. 'n Onlangse bydrae wat ek nogal waardevol gevind het om te lees, is 'n boek van professor Malan Nel, Lewenddraende Kanale. En hy praat 'n bietjie oor die strukture in 'n gemeente wat nie net op sigself daar moet wees nie, maar dat dit regtig lewenddraende kanale moet wees wat die bediening moontlik maak en wat verseker dat die evangelie by die regte mense uitkom. So ek dink 'n kerkraad moet gereeld besig wees met onderskeiding en vir hulle self gereeld vra, is ons besig en is ons strukture en ons bedienings op hierdie stadium besig om met die regte dinge? Is ons besig om die bediening vir mense moontlik te maak, om disippels te vorm, om aanbidding te fasiliteer en om seker te maak dat die goeie nuus by die regte mense uitkom? Die besluite wat kerkrade neem het nie net 'n emosionele impak nie, dit het regte gevolge, maar dit het ook regsimplikasies. Daarom is dit verskriklik belangrik dat ons seker maak van ons besluite, dat dit reg genotuleer word, dat dit reg goedgekeur word, dat vergaderings wettig is, en natuurlik dat ons die regte prosesse volg wanneer ons so 'n besluit wil hersien of daarteen wil appel aanteken. 'n Volgende ding wat ons dalk oor kan gesels is miskien 'n ongemaklike een, miskien bring dit vir jou groot vreugde om te hoor dat daar 'n gereelde wisseling van kerkraadslede moet wees. En dit verseker dat kerkraadslede of kerkrade nie stagneer nie, maar dat hulle aanhou om nie te dink. Kerkrade kan natuurlik hieroor self besluit, maar elke jaar moet daar 'n voorsitter gekies word. En dit beteken ook dat ons waak teen enige vorm van magsmisbruik of dat klein groepies gevorm word wat 'n kerkraad se funksionering kan kneelter. Ons moet onthou dat orde nie die vyand van die kerk is nie, chaos is. En ek weet baie kerkrade is nie meer ten gunste van die tug nie of pas dit nie naaste my genoeg toe nie. Maar dit is ook 'n hulpmiddel tot ons beskikking. En julle kan dit gebruik gerus om seker te maak dat daar goeie orde in die gemeente ook is. Die kerkorde help ons daarmee en die doel is nooit om te straf nie, maar altyd om die eer vir God te bring, om gemeentes te herstel en dan veral die sondaar terug te bring op 'n pad waar daar saam met hom of haar geloop kan word. Met die synodesitting wat voorlê is daar belangrike goed waarvan kerkrade en kerkraadslede moet kennis neem. Synodegangers word natuurlik wettig afgevaardig en hulle moet geloofsbriewe hê en jy tree op namens jou kerkraad of jou gemeente. Maar dit beteken nie dat jy een of ander aktivistiese projek of ruimte moet kom voer nie. Ons is besig ook om op 'n groter vergadering, op 'n meerdere vergadering, saam na te dink oor die koninkryk. Verskil van mening is natuurlik baie deel van ons gereformeerde tradisie, maar dit geskied altyd binne 'n plek van orde. In die huidige klimaat is dit belangrik om ook vir mekaar te sê dat ons bepaalde maniere het om van mekaar te verskil in die kerk. Die kerkorde maak baie duidelik plek vir meningsverskil en ons doen dit deur 'n paar prosesse. Jy is natuurlik welkom om 'n gravamen of 'n beswaarskrif op te stel namens jouself of die kerkraad en dan natuurlik ook kan ons gebruik maak van verskeie prosesse soos hersiening of 'n appel. Wat die kerkorde van synodegangers verwag is nie noodwendig eensstemmigheid nie, maar dat jy vra wanneer jy voel jy moet vra. Dat jy sal luister wanneer daar van jou gevra word om te luister. Dat jy saam sal bid en dat ons almal saam kan onderskei wat Christus vir sy kerk nodig het. My hoop is dat elke synodeganger sal opdaag met hoop, met 'n hart vol gebed en dat ons kan seker maak dat ons nie net hierdie deel van die kerk bevorder nie, maar die groter NG Kerk as geheel.